Goeiemôre vriende, hier so aan die begin van 'n nuwe week. Ek hoop dit is vir julle 'n wonderlike week. Week waar julle met al die uitdagings wat voor julle uitstrek, altyd God se wysheid sal vra. Die Heilige Gees te vra om vir jou te lei in die besluite wat jy neem. Jou finansiële besluite, heel moontlik lewensbesluite, gesondheidsbesluite wat jy moet neem, emosionele besluite wat jy moet neem. Mag jy die wysheid vra, en ons is in Spreuke, mag jy wysheid vra van God, om jou ook in hierdie pad te begelei. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, dankie vir die groot voorreg, Here, wat ons daagliks het om onbelemmerd met U te mag praat. Ag Here, dankie daarvoor. Dankie dat ons hart kan kom uitstort voor U. Ja Here, dat ons selfs vir U kan kwaad raak. En Here, dat U ons dit nie toereken nie, maar dat U na ons luister soos 'n pa na sy kind. Dankie Here, dat U altyd U hande om ons slaan. Amper soos die verlore seun wat huis toe gekom het, wat hoeveel strooi aangejaag het. U hom nie beoordeel nie, maar U het hom onmiddellik die kalf laat slag en 'n goue ring aan sy vinger sit. Here, dankie dat U altyd met sagtheid na ons kyk, deur Jesus Christus wat vir ons gesterf het aan die kruis. Dankie daarvoor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ons is nou hierso by Spreuke 28 vers 22. Spreuke 28 vers 22. En die vers sê die volgende, hy sê, 'n inhalige mens wil gou ryk word. Hy of sy besef nie dat daar vir hom gebrek wag nie. Hulle sê dit in die Engels so, hy sê, a stingy man hastens after wealth. Dan sê hy op 'n ander manier, sê hy, a miser in a hurry to get rich doesn't know that he will end up broke. Greedy people try to get rich quick. Vriende, wat jy hierdie vers, die dilemma met hierdie versies mos nou is ek en jy hardloop reg daarboor. Ons dink nie altyd daar nie, veralnik as ek die Bybel lees, is dit so mos of ons amper al, want ek sê dit al baie vir julle gesê, we want to accomplish, ons wil hom nou net sê, ons het dan 'n bietjie na die Bybel gekyk. Die dilemma is, ons gaan nie oordentlik in die Bybel in nie, vriende. Met die gevolg is, ons baie keer sal mense sê, maar God praat nie met jou nie. God praat die heeltyd met jou. Ek dink ons ore is net toe, ons is net so absoluut opgevang in ons elke dag se werk, en ons elke dag se omstandighede, en ons elke dag se uitdagings, of dit nou kinders is, of dit nou werksomstandighede is, dat ons het nie tyd vir die Here nie, daarom hoor ons nie die Here nie, daarom sê ons dikwels, maar Here, waar is hy? Hy's daar, ek en jy is nie daar by hom nie, dit is ons groot probleem, hedendaagse probleem, almal se probleem, myne en kluis, ek sukkel ook met die goed, vriende. En daarom sal ek en jy inderdaad moet tyd maak vir die Here. Ek sê dit vir julle vandag, weer eens, ek praat nou lekker met myself daaroor. Vriende, ons moet prioriteit maak om by die Here uit te kom. Ek en jy moet tyd maak om by die Here uit te kom. Dit moet 'n prioriteit wees. As dit nie 'n prioriteit is nie, vriende, gaan dit nooit 'n prioriteit raak in ons lewe nie. Daarom is die uitdaging aan myself, en ek het dit ook gestel in ons gemeente, is kom ons maak weer tyd vir die Here. Of dit nou in jou kar is waar jy tyd maak, dit maak nie saak waar nie. Maak tyd vir die Here. Lees 'n gedeelte. Moenie lees, liewe vriende, net om die Bybel toe te maak en weg te sit nie. Lees om te verstaan wat daar aangaan. Hoor wat God vir jou sê deur daai spesifieke vers. Gaan dink daaroor die dag. Ek dink dit is waar het gaan so. Ek daag julle weer uit. Kom ons luister wat God vir ons sê, want hy praat met ons. Hy kom sê hierso, die Spreukedigter kom sê hier, en ek glo God deur sy Gees kom praat dan ook met jou. Maar hy sê 'n inhalige mens wil gou ryk word. Hy besef nie dat daar vir hom gebrek wag nie. Op 'n ander plek staan daar in vertaling, one would look with an evil eye at the world.
Nou wat hy bedoel daarmee, wanneer jy 'n inhalige mens is, want dis die Afrikaanse vertaling, 'n inhalige mens wil gou ryk word. Hy besef nie dat daar vir hom gebrek wag nie. Jy kan ook sê dat 'n gierige mens wil gou ryk word. Nou wanneer jy gierig is, wanneer jy inhalig is, beteken dit jy begin goed doen. Dis waar die evil eye inkom. Dit is wanneer jy dan begin goed doen wat nie reg is nie, want jy wil gou ryk word. 'n Inhalige mens wil gou ryk word. En die oomblik wanneer jy inhalig is, wanneer jy gierig is, en die Bybel is baie duidelik daaroor, jy moenie gierig wees nie. Jy moenie inhalig wees nie. Wat is die ondertoon van gierigheid en inhaligheid? Is, liewe vriende, begeerte. Né? Begeerte, jy begeer iets. Daarom wil jy dit hê. Ten alle koste wil jy dit hê. So jy doen nou goed om dit te bereik, liewe vriende, wat jy normaalweg nie sal doen nie. En baie kere 'n inhalige mens wat wil gou ryk word, doen ook dikwels onetiese goed. Want daar's 'n manier dat jy gou ryk word nie, ek en jy weet dit. So as jy gou ryk wil word, liewe vriende, as jy inhalig is, as jy gierig is, as jy stingy is, wat beteken dit? Dit beteken dat ek en jy begin op roetes gaan wat nie God se roetes is nie. Besop vir te vinnig wil ryk word. 'n Inhalige mens wil gou ryk word, hy besef nie dat daar vir hom gebrek wag nie, né? So 'n inhalige, gierige mens neem dan dikwels verkeerde besluite, op die ingewing van die oomblik besluite. Hierdie, liewe vriende, 'n inhalige, gierige mens, as 'n luister byvoorbeeld, as iemand vir hom sê, of haar sê, hoor hierso, jy moet hier kom belê, hier gaan jy 30% wins 'n maand kry. Hoeveel mense het in elk geval daarvoor nie? Dit is te goed om waar te wees, dan is dit te goed om waar te wees. Maar dit is iemand wat te gou wil ryk word, hy's inhalig, hy is gierig, hy wil gou ryk word, en wat gebeur? Ons sien al die lyke, as jy net die koerante loop lees, en die media loop lees, die lyke lê volop daar. 'n Inhalige mens wat gou ryk wil word, besef nie dat daar vir hom gebrek wag nie. Besef nie dat hierdie keuses wat hy nou maak, wat mos nou heeltemal onlogiese keuses is, gaan daar dit lei dat hy arm word nie, gaan daar lei dat hy gebrek lei op jou einde nie. Daarom kom sê hierdie gedeelte vir my, kyk mooi, daar is nie soiets soos van 'n rykdom nie. Daar's niks wat in die plek van harde werk kom nie. Werk maar hard. Moenie gou wil ryk word nie, want as jy gou wil ryk word, as jy inhalig is, trap jy gewoonlik op ander mense om bo uit te kom, dat jy los jy lyke agter. Don't go that way. Don't go that way. En die ander ding is, dikwels, meeste van die tyd, die mense wat gou wil ryk word eintlik baie gou arm. Want hulle neem die verkeerde besluite op grond van verkeerde motiewe. Daarom kan jy maar gaan kyk na al die groot aandelemarkte, gaan kyk maar eerder daar, versprei jou risiko, wat jy ook al doen, moenie alles in een mandjie sit nie, dit sal jy altyd hoor wat die jou aandelemakelaars vir jou sê, moenie dit doen nie, versprei jou risiko, sodat jy, nie as daar iets gebeur, jy alles verloor nie, né? Ja, so dit is nou maar my 5 sent volgend. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.